Ok, dis daarom so, môre lees het ons hier en dan sien nog Matteus 22 en in Filippense 2 en Jakobus 4 dat ons dit net so vinnig dat ons nou nie so opdraande pad gaan. Nou, vanmôre is hierdie, praat ons lekker oor respek. Nou daar is hier seker 3 blaaie wat gaan oor respek. Respek vir God, respek vir mekaar, respek vir ander mense, respek vir jou huwelik, respek vir jou kinders, en kinders weer respek vir ouers. So, dis 'n algehele ding van respek heen en weer, dat ons kan sien wat beteken respek. Want as respek, ek wil amper sê respek en eerbied vir iemand anders. Dis eintlik maar basies een betekenis, respek en eerbied vir mekaar. Moet ons iets so toemaak aan die bak? So respek en eerbied. Nou as kind van die Here is daar nie 'n manier dat ons as kind van God wat die beelddraer is van God. Ek bedoel, die woord is baie duidelik, ons is gemaak na die beeld van God. Sien God en die mens sy ewe beeld, dat ons dit uitdra. Sien ander mense God deur ons. Dis vrae wat jy vir jouself moet antwoord. Ek kan hom ongelukkige vir jou antwoord. Ek weet wat in my hart, ek kan in baie mense se lewens kan ek sien, maar dit gaan nie vir my om, en dan gaan dit nie oor veroordeel nie. Want mense het vinnige maniere, jy mag nie oordeel nie. Ons moet baie versigtig wees, as ons weet 1 Korintiërs 5 sê ek moet. Dis 'n opdrag, dat ons moet oordeel. Ons veroordeel nie, maar ons oordeel die sonde. 1 Korintiërs 5 vers 19, daarom kan jy sien, dat die woord van die Here sê, dat ons plig as kinders van God is die opdrag dat ons moet die sonde tussen mekaar moet ons oordeel. Dis 'n opdrag. Ons moet. Ek kan nie stil bly as iemand iets verkeerd doen, so ek moet hierdie sonde aanspreek. Dit beteken ek oordeel en die wat binne is. Binne beteken as kinders van die Here wedergebore, ons moet dit aanspreek. Want niemand anders gaan jou help nie. Die wêreld wil jou nie help nie. Die Satan se hele gedagte is om jou uit te suig uit die hemel uit met sy bose planne. So en dan sê die woord, God sal die oordeel wat buite is. 1 Korintiërs 5 vers 10. God sal die oordeel wat buite is. So dis die wat nog nie wedergebore is, sal God self oordeel, maar ons moet oordeel wat binne is. Ons moet mekaar, is dit die liefde nie? Is dit die respek nie? Is dit die omgee nie? Natuurlik mense, natuurlik is dit omgee. Ek bedoel, as ek nou maar net vir jou los, of jy vir my los, waar eindig ons mense? Waar eindig ons? Waarvoor het God die 5voudige bediening ingestel? As ons nie vir mekaar moet reg help, verstaan jy, so dis niks anders as hoogmoed. So respek, as ons praat van God, dan moet die wêreld dan vir God in my sien. As die wêreld nie vir God, ek praat nie 'n halwe God. Nergens sê die woord van die Here dat God die wêreld 'n halwe God in my moet sien nie. Hy moet 'n volle God in my sien. Verstaan jy? So die wêreld moet 'n volle God deur my sien skyn. Want anders klassifiseer ons onder lou Christen. Onder 'n Christen wat nie omgee nie, wat nie daar is. Verstaan jy? So dis baie belangrik mense. Baie belangrik dat ons werklik Jesus Christus moet weerspieël. Hoor ons vanmôre? Ons moet Jesus weerspieël. Dis belangrik. Want as jy dit nie doen nie, dan kom ons terug na respek vir God. Moenie met God se naam loop en skynheilig in jou hart wees. Jy's vals. Jy's vals.
Want jy het geen respek vir God nie. Ek is ernstig, mense. En dis hoekom ek graag hierdie teaching weergee, dat baie mense, nou kan jy maar sê, hy dink hy is God. Ek weet daar is ons mense, dit kom met my uit, hy dink hy is God. Wat 'n verwaande mens, arrogante mens, is dit om vir my te sê, hy dink hy is God, hy weet alles. Mense, as kinders van die Here, nou goed, kom ons maar by mense uit. Maar kom ons lees 1 Petrus 1, weet hom? 1 Petrus 1 vers 17 tot 19. Dis my vreeslik kosbaar. Respek vir God is vir my, dis vir my nie, dit behoort vir ons almal, die naaste aan die hart te lê. Want as ons hierdie, het jy die res van die pakket. As jy respek vir God het, en wat God gemaak het, elkeen wat ons hier sien, dan het ons alles, dan het ons die volle pakket. Wie vir ons 1 Petrus? Ek sal. Lees wat dan? Van 17 tot 19. Ja. Aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar terwille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Is dit nie kosbaar? Is dit nie 'n kosbare teks wat die woord van die Here vir ons deurgee? Maar ek wil nie praat oor die Bybel sê so. Hoor mooi, ons moet so 'n bietjie wegkom oor die Bybel sê so. Want dan is dit net die Bybel. Verstaan dit? Ons moet baie dieper gaan as net, ons kan mekaar ons gedurig, hoor jy daar staan in die Bybel. Verstaan jy, maar as hierdie Bybel deel is van my, wat sê die woord van die Here vir Esegiel? Esegiel eet hierdie woord. Hy soet soos heuning as hy ingaan, hy change lewens. Want dis wat daar staan, wat daardie seun Jesus Christus gekom het, en hy kom verander lewens, eet die woord, sodat jy nie net vir mense moet sê, want dit klink amper vir my, ons is hier besig, jy kan maar net soveel ander boeke vat, en met 'n klomp aantekeninge, maar om te kan sê, die Bybel sê jy mag, maar om uit liefde, verstaan jy, want hierdie woord is mos nou in my man, Jesus is in my, God is in my, die Heilige Gees is in my, die hele volle pakket is in my. Verstaan, so ek praat nie meer uit hierdie van die Bybel sê so nie. Ek praat nou van, ek en hom Koen het nou die dag gelees daaroor, gepraat van hierdie wette is nou nie meer op kliptafels nie, maar hierdie wet is nou in my hart. Die woord is nou in my hart. Verstaan, so ek praat uit Jesus se liefde uit Jezus se omgee. Dis wat ons, dis hoe ons mekaar bemoedig, man. Verstaan jy, dis my so lekker. Maandag kan om Koen, waar is Woensdag? Ja, maandag kan om Koen hier bietjie by my en ons kan lekker gesels sit en lekker versterk weer uitstap en Philip kom kuier weer en nou Janne kom kuier en wie ook al en ons stap lekker, man, lekker gevoed weer uit. Verstaan jy, want ons praat hier die woord. Nie kliptafel storieetjies nie. Die Bybel is nie net vir my 'n Bybel nie, dis 'n werklikheid. Verstaan jy? Maar as hy nie 'n werklikheid nie, is dit nog net altyd 'n kliptafel. Verstaan jy? Dan is hy net 10 gebooie op 'n kliptafel. Maar as ons werklik die Gees van die Here in ons lewe invat, dan is hy 'n werklikheid, mense. Verstaan jy? Want dan het ons een hartsbegeerte
om te doen wat God van ons verlang. Dis respek. Dis respek. Ja, mense, die teenoorgestelde is disrespek. Hierdie is respek om te doen wat God se woord sê ons moet doen, want dis nie 'n kliptafel nie. Hy's op my vleeshart geskrywe. Hy's hierso geskryf. Dis deel van my. Anders as ons dit nie doen nie, is dit disrespek teenoor God. Nie teen my nie. Nie teenoor mekaar nie. Nee. Dis disrespek teenoor God. Disrespek. En ek kan vir jou garantie, ek kan vir jou waarborg, dat jy voor die troon van God sal gaan staan, oor die disrespek. Het jy al gehoor hoe praat mense van God? Die ouers. Wie is jou ouers, man? Vir wie werk jy? 'n hond se naam is ouers. Ja. God is jou ouers, man. Dis nie 'n hond nie. Of 'n toppie daarbo. Julle het al gehoor. Ons hoor mos van die ouers en die toppie en sulke snaakse, daar ek weet nie van al hierdie. Oupa Liefie is nog 'n bose gees naam. Van wanneer 'n oupa Liefie? Ja, dis die goeders wat ons God noem. 'n heilige God noem ons hierdie goed. Dis respek teenoor die Allerhoogste. Dis hoekom ons lewens lyk soos hy lyk. By disrespek vir God. Toets jou lewe, dit wat ek Sondag gesê het. Vee bietjie jou huis uit. Gaan doen bietjie huisbesoek by jouself en dan kyk jy hoe lyk jou lewe voor God. Gaan doen 'n bietjie huisbesoek en dan vra jy vir jouself af, Here, hoeveel respek het ek werklik vir U? Want as ek respek vir U het ek respek vir Marie. Het ek respek vir elke een hier buite. Het ek respek vir hierdie wêreld. Verstaan jy? Want alles behoort aan God. En dan kom ons by hierdie begin respek en eer begin by die wysheid van God. Nie jou wysheid nie, maar by die wysheid van God. Maar as ek in disrespek teenoor hom staan, dan sal ek nie by hom 'n wysheid soek nie. Dan het ons eie wysheid. En ons sê en doen en maak soos ons wil, want ons dink ons is God. Want dis wat die wêreld vir jou wil deurgee. Wat is New Age movement? New Age beweging wat nou? Hy sê jy is eintlik jou eie God. Gaan lees 'n bietjie na. Dit staan daar. Die New Age beweging sê jy is eintlik jou God, eie God. Daar is jy God. En nou ons kan sê sjoe. Maar kyk bietjie in ons eie lewens. Met hoeveel disrespek hanteer ons hierdie wyse God. Kom ons lees vir Spreuke 1 vers 7. Hoor, ek wil hê as ons 'n teks lees, moet jy baie mooi luister. Dis kosbare goeders, mense. Is kort, ons wie het my gebed voor God is dat ons dit sal begin toepas. Dat wie het gisteraand 1:30, toe hoor ek nog wat ek worstel oor ons mense. Ek worstel oor ons mense met God. Soos wat Jakob worstel met God, worstel ek met oor ons mense, oor ons gemeente by God. En ek glo hier is nog, as jy God lief het, en ons het mekaar lief, dan worstel ons by God. Oor die disrespek wat ons teenoor God het, en die disrespek wat ons teenoor mekaar het, en die disrespek wat ons teenoor ander mense het. Ek worstel by God aan die nag. Ek is ernstig, mense, God gaan ons huise kom besoek. God gaan ons huise kom besoek. Ek het in die begin van die jare gevra, Here, gryp in, dit gaan te goed. Onthou jy, ek dink dis met 'n preek mag dan doen. In die begin van die jaar gevra, Here, gryp in, dit gaan te goed. Want as dit so goed gaan, dan begin disrespek ons God. Ons sien mekaar nie eens meer raak. Ons gee nie om nie. Wat is ons werk hier op aarde? Moet ek alweer na vir julle uit die Bybel uit lees? Moet ons mekaar alweer in die Bybel uit lees? Die Bybel sê,
Kom ons stop daarmee, man. Die Bybel sê, ons moet disippels gaan maak. Jy weet in jou hart, man. Want dis nie 'n kliptafel wat jy vir mense staan en lees, die 10 gebooie nie. Hier in jou hart, as jy respek vir God het, en jy het sy liefde en sy wysheid in jou, dan weet jy, man, ek wil nie dat Wiekie moet verlore gaan. En ek sal alles in my vermoë doen, sodat sy moet gered word. Dis liefde, dit staan op my hart. Dis nie meer die Bybel sê nie, dis deel. Wat sê Spreuke 1 vers 7, weet hom vir ons? Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. Eintlik is die vrees van die Here is die begin van wysheid. Is dit nie waar, mense? Die begin van die vrees, wat is vrees? Nie bang nie, respek. Respek. Die respek van God is die begin van wysheid. Jo, mense. As ons daardie respek het, dan nou Philip, as ons daardie respek vir ons God en ons Vader het, is dit wysheid. Want die wysheid lê by hom, Spreuke 1. Die wysheid lê by hom, nie by ons. Om kon dit ook nou nie, ek sal vir hom 'n kans gee as ons klaar is, dat oom vir ons daai stukkie wat oom met my gedeel het oor die wysheid. Baie kosbaar. Wysheid lê by God. Dis die begin van alles. Wat is Spreuke 9 vers 10? Weet van? Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here en kennis van die Heilige is verstand. Wat moet ons meer sê? Is hierdie woord van die Here, is dit op my hart? As dit is, daar's die antwoord. Kom ons gaan aan. Respek, nie bang nie, ons het dit nou gesê. Respek beteken, ek het eerbied vir God. As ek van hom praat, dan praat ek met eerbied en respek. Onthou, dood en lewe, mense lê in God se hande. So as ek vir iemand omgee, en as ek lief is vir iemand, ek praat van my vrou met respek, want ek is vir haar lief, ek gee vir haar om, so ek praat met respek van haar. Dieselfde, as ek van hom kon praat, ons praat gister of wanneer ook weer gepraat, dat ons mekaar lief. So as ek van hom praat, dan praat ek van respek en eerbied, want dis God se mens. Dis dieselfde met hulle, bietjie so kan ons aangaan, met elkeen. Ons praat met respek en eerbied, want die wysheid lê by God. So as ek respek vir God het, dan praat ek met respek. As ons 'n Vader het wat vir ons werklik omgee, en vir ons daar is, dit die ongeluk is, dat baie van ons nie altyd die vaders gehad het, maar as ons werklik ons lewe oorgee vir die Here mense, dan leer God vir ons, wat is 'n vader? Hy kom staan in daai gap, en hy kom leer vir ons deur sy gees, wat is 'n vader wat omgee? En as jy dit kan begin optel, dan begin sien jy, hier's die respek. Hier's iemand wat ek kan onthou wat ek gesê het van die ou slaaf Sondag, van die vrou wat slaaf, wat gekoop is, dier gekoop is, wat aan die weekend nou daai stuk geleer, dier gekoop deur die seun Jesus Christus. Ek wil aan so iemand behoort. Ek wil aan so iemand behoort. Kom ons gaan aan. Vir iemand wat ek respek het, is ek gehoorsaam. Anders dan mense, vat jou Bybel. In elk geval is meeste van die Bybel is meeste van die tyd weggevat. Hoor wat ek vir jou sê. Kinders van die Here se Bybels is meeste van die tyd weggevat. Want as jy ook wat sou jy gehoor het. As jy hom gelees het, sou jy respek vir God gehad het. Dis dit die waarheid. Ja? Ja? So hy lê daar. En ons lees ook maar so in die aand net vir ons eie gewete. Net om jou gewete stil te maak. Want as jy hom gelees het, en 'n deel geraak en nie meer 'n kliptafel is nie, ja? As 'n deel van jou geword het, dan leef jy. Want dan raak jy gehoorsaam aan hom. Ek sê nie gehoorsaam het kom in een dag, dan is ons volmaak gewees. Maar dan begin ons gehoorsaam raak, Here, help my elke dag. Help my.
Help my om hier deur te kom. Kom ons gaan aan. Gesagserkenning. Jy onderwerp jou. Ek bedoel, dis wat daai vroutjie, daai slavin gesê het, as u my so duur gebetaal het voor, en u sê, gaan en gemaak wat jy wil. Wat staan, ek dink ek het dit vanoggend gelees, wat ook Paulus gesê, die vryheid wat ons in Christus het, nie om sonde te doen nie, maar om hierdie vryheid, ja, is dit nie kosbaar, om onder hierdie mens wat bereid is om vir jou ten duurste gebetaal het, dan wil ek ons onder sy gesag staan. Ja? As hy met sy lewe, Jesus met sy lewe vir my en vir jou kom betaal het mense, ek wil onder so mense gesag staan. Ja? Want waartoe was jy op pad? Waartoe was ek en jy op pad gewees? Ons was op pad hel toe. Ons was op pad om verlore te gaan. En hier kom Jesus en hy kom gee ons 'n kans, deur al wat ons moet doen. Ja, Here, ek wil aan u behoort. Laat God jou bietjie 'n slag weer terug van rooi see waar jy uitgekom het. Laat jy respek kan kry vir God. Ons vergeet waar God jou uitgehaal het. Ons vergeet sy genade. Ons vergeet sy verdraagsaamheid, Prediker 8, wat hy vir jou tyd gee om reg te maak. God gee vir ons kans. Ons sal met hierdie geleenthede aangryp, anders gaan daar 'n prys wees. So ek voel veilig, man weet, dit sê vir my een ding, jy's nie dankbaar vir dit wat Jesus vir jou gedoen het. Dis waar dan maar, dan die bietjie wat ook baie met die sending. Ons is ondankbaar. Ons sê nee, dankie Here. Nee, dankie. Ons is vreeslik bly, en dan kom ek sê vir jou, jy's net so verlore soos wat jy begin. Jy gaan net so verlore wees. Kom ons gaan aan. God is iemand wat jy moet bespot nie. Jy praat nie met hom asof jy met jou hond praat. Jy praat nie met God asof jy met jou vrou en kinders praat. Jy praat met hom uit eerbied. En dis soos om Koen altyd met die Onse Vader, weet jy hoeveel krag lê in daai stukkie? Onse Vader wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word. Laat u mense, as ons ongehoorsaam is, dan heilig ons nie God se naam. Laat u naam geheilig word. Dit beteken, Here, u is alles, u naam is vir my alles. U naam moet op my voorkop wees, nie 666 nie. U naam moet in my hart wees. Hierdie heilige naam, man, wie dan ook nou weer gesê, jy moet nou net nie te heilig oor sit aan die maar met iets gepraat het. Kom, ek gaan nou die naam noem, wat iemand gesê, moet net nie te heilig raak. Ja, jy moet. Jy kan nooit te heilig wees. Want my God is heilig. Ons God is heilig, man. Jy kan nooit te heilig wees. Want ek behoort aan 'n heilige God. En hierdie God sê vir my, omdat ek heilig is, moet jy heilig word. Kragtige goed mense. So jy moet heilig. Ons moet uitstaan bo mense, man. Ons kan nie dieselfde lyk as jy, want ons God is heilig. So mense moet in my sien, heilig op my voorkop. In my hart, heilig. Want ek behoort aan 'n heilige God. Philip is dit nie kosbaar nie. Ons behoort aan 'n heilige God. Ek spot nie met hom nie, want ek weet. Wat sê hy vir Job? Hy sê, Job, kan jy 'n krokodil? Sal jy 'n krokodil 'n troeteldier maak? So, as ons bietjie vir Job, dan gaan sien ons bietjie wie hierdie God is. As ons daai fliek kyk van Undescribable, dan sien ons maar 'n klein deeltjie van wie hierdie God is. Dis maar 'n bietjie. Mense, ons het 'n heilige God. Gaan sit 'n bietjie in die natuur. Ons kyk nou 'n program van ou padda wat so deurskyn, dan sien jy in hierdie seker so 'n groot paddaatjie, hoe staan 'n kloppaard. Dis 'n heilige God wat hom gemaak het. Gaan sit in die natuur en waardeer wat jy sien vir 'n oomblik, en jy gaan sien hoe 'n heilige God aanbid ons. Wie kan dit gemaak het? Satan? Nog nooit. Dis daai heilige God wat in ons
vir wie ons aanbid. Ons gaan aan. Liefde vir jou naaste. Dis die tweede gebod. As ons hierdie heilige God, en respek vir hom, outomaties moet ons liefde vir mekaar. Kom ons gaan aan. Die effek en respek. Die effek van respek. Jesus 'n gesindheid van nederigheid en diensbaarheid aan elkeen. Nederigheid en diensbaarheid raak deel van ons lewe. Het iemand hierdie tekste? Matteus 22 vers 37 tot 40. Matteus 22 vers 37 tot 40. Filippense 2 vers 5 tot 11. Ons hoef nou nie die hele sak Jakobus 4 te lees. Tot 40, okay? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Amen. Daar is kosbaar. Filippense 2. Kom ons probeer naslaan. Jakobus 4 kry net met die hoof opskrifie, dan kan ons dit verder deur, want ek wil nie dat ons so staan en vasdraai. Filippense 2 vers 4. 2 vers 5. Hierso, want hierdie gesindheid moet vir julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself onledig deur die gestalte van die diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel is en van die wat op aarde is en van die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Amen. Wat 'n kosbare skrif staan hierso. Hoor hierso, hoor hier is verskriklike groot waarheid in. God die Seun submit onder God die Vader. Albei is God. Albei is God. Daar's nie een hoër as die ander een. Maar Jesus Christus kom stel vir my en vir jou 'n voorbeeld. Hy submit onder God die Vader om vir ons te wys wat is nederig en diensbaarheid. Ons kom terug, ek weet om kon het door die jare een keer my voete hier gewas in die kerk, ek weet nie of ons kan onthou. Van voete was, van diensbaar, ag die ander een altyd hoër as jouself. Groot geheim daar, wat min doen. Diensbaar voor die Here. En Jesus kom en hy kom, God die Seun kom af aarde toe. God die Seun kom af aarde toe en hy kom word mense en hy laat toe dat mense hom verneder. Hy laat dit toe om die mens, kyk hoe verwant kan ons raak, om vir God te verneder, om Jesus te verneder, deur disrespek verneder ons hom tot vandag toe, deur ongehoorsaamheid verneder ons doen dit nog presies wat hulle daar gedoen het. Moenie dink, dis die Bybel nie, dit gebeur vandag nog erger as wat dit daai tyd. En hierdie Jesus laat dit toe, vernou. Want hy wys, wat moet ek en jy? Onthou wat ons die laas Woensdag gepraat het, as hulle jou verneder, as hulle jou, dis kan al die goed as lyding, the battle belongs to the Lord. Het Jesus, wat het hy gedoen? Niks. En hy was stil. Potifar. Pilatus beskuldig hom, die Fariseërs beskuldig hom, die hoofpriesters, en die woord sê, en Jesus was stil. Wat beteken?
nederigheid, diens. Weet jy wat vir my mooi is? En na God dit toegelaat het, hoor mooi, sê dieselfde stukkie, en God het hom verhoog. Na 'n posisie wat niemand, verstaan, as ons hier klaar maak, gaan hierdie Jesus wat hier verneder is, gaan op die troon van God die Vader sit. Amen. 1 Johannes 4 praat daarvan, of 4, ek is nie seker, wat die 3 wat in die hemel getuig, 3 op aarde. Hierdie Jesus wat nou verneder is, gaan op die troon van God sit, en hy gaan die oordeel gee. Nie God die Vader nie. Jesus Christus gaan ons veroordeel. Want dis vir hom wat verwerp is. Dis vir hom wat ons verneder het. So daardie dag gaan Jesus sê, nie die Vader nie, want Jesus die oë van God hier op aarde. Jesus is die tussenganger wat vir ons nou intree. En Jesus gaan daardie dag sê, ek ken jou nie. As kind van die Here, nie die Sondags, want die Sondags weet hulle is nie deel van die, want die woord sê baie mooi, die Jesus kom en hy gaan, die oordeel gaan begin in die kerk. Die oordeel gaan tussen ons begin, mense, wat gesê het, Here, hier is ek. So die oordeel gaan hier begin. Met wat gaan ons geoordeel word? Oor ongehoorsaamheid en ongeloof in hierdie Jesus Christus. Omdat ons hom disrespek. Omdat ons nie respek vir hom gehad, sal hierdie Jesus sê, ek ken jou. Jou naam is nie in die boek van die. Ja, pastoor, hy het alle mag ontvang toe hy in die hemel kom. Op aarde en in die hemel. Alle mag. Amen. Ons moet dit nooit vergeet. Amen. Verstaan jy vanmôre hoe groot ding is hier aan die gebeur? Wie my gebed is dat hier moet iets wakker word in ons. Hier in ons hart moet iets wakker word dat ons dit met 'n groot God te doen hier. Nou sê die woord ook baie mooi, deur gehoorsaamheid en respek aan God, sê verneder jou onder die kragtige hand van die Here en God sal vir jou oprig op die regte tyd, op sy tyd, nie jou tyd nie, op die regte. Wat is die regte tyd? Wanneer jy deur die woestyn gevat is, wanneer jy goed verneder is, wanneer jou ek afgebreek het, dit wat ons Sondag en die vorige Woensdag gepraat het, wanneer jy besef, jy's 'n niks. Daai oomblik as jy besef, ek is 'n niks, en God is alles, sal God jou begin oprig, want dan weet jy, daar sal nie hoogmoed in jou hart inkom, en jou wegvat, of jy sal jouself vereer, soos wat die Satan wil hê, ons moet onsself vereer, ek het die reg. Ons eien vir onsself reg toe, wat ons nie het nie. Philip, hulle moet vir ons gou, my broer, hulle gou ons te min. Tjara, hulle moet vir ons begin gou. Die wêreld gou ons te min. Hulle moet vir ons nog meer verneder. Want daai vernedering bring jou daaronder. As ons dit nie gaan toelaat, sal ons nooit deur God verhoog kan word. Jy gaan maar net so float. Daai goed beteken niks. Hierdie wat so float. Kom ons gaan, ons het nog so 'n bietjie respek vir jouself. Ons gaan net hierdie ene nog, ek gaan nou nie hierso stop. Respek vir jouself. As jy net vir God respek het, het jy ook nie vir jouself respek. Jy gehoor hoe praat ons? Jy gehoor hoe doen ons dinge? Jy gesien hoe opereer ons? 'n Mens wat vir respek vir God het. Dit jy praat, dit wat mense sien, dit wat mense hoor. As jy respek vir jouself het, gesonde grense, stel grense en laat ander nie toe om jou te misbruik nie. Dis 'n mens wat respek vir homself het. Jy het boundaries. Ek het vanmôre vir Jan gesê, as jy wil afbreek, dan kuier jy nie by my nie. Dis my grens. Ek het grense. My huis is nie 'n huis van gruwel nie. By my, as jy inkom, moet jy inkom en jy voel, ek voel vandag af.
Wie Magda is oud, ek moet vir jou daai plein gee. Dis vir my lekker as ons met Magda gaan sit en gesels. Ek sê nou nie ander mense ook. En jy voel opgebeur as jy uitstap. My huis is 'n huis van opbeer en gebed. My huis is nie 'n huis van gruwels. En ek laat nie gruwels, demone in my huis toe. So as jy met 'n demoniese ding in wil kom, kry jy reg. Dis die grense wat ons stel. As jy wil my ore, of Philip, soos wat julle nou getuig het daar van Lambersbaai se vis en snoek en goede, verstaan jy, ons het lekker gesels. Nou hierdie vissersmanne, ek regverdig nie een van hulle prater nie. Dis nonsens. Visserman wat vloek, dis nonsens man. Dis nonsens. Dis omdat ons so wil wees. Verstaan jy? Daai gees wat hy gesê het, wat hy daar ervaar het, daai slegte demoniese lig wat vol demoniese magte is. Verstaan jy? Nou as kind van die Here, dis so goed ek stap hier, ek nou vir Jan gesê in 'n verdomde bar in man. En dan verwag jy moet nou godsdienstigheid weet. Verstaan jy, daar hang 'n demoniese mag daar. Jy loop in 'n hoerehuis en jy verwag jy moet nou vreeslike godsdienst, dis 'n demoniese mag. Daar's 'n gees wat daar hang. Dis dieselfde met wat hulle snoek gevang het wat hy ervaar het. Dis 'n demoniese mag. Jy dra nie daai mag in my huis in. My huis is 'n huis van God. Daar's grense. En in my eie lewe. Jy kom praat nie met my nonsens nie. Ek het grense wat hier ingaan. Ons het grense wat hier ingaan. Ons het grense waarna ons kyk. Ons moet hierdie grense, dis respek vir jouself. Verstaan jy wat ek hier so hierdie mansmense aangepraat het, wat so goddeloos praat? Hierdie sekspraatjies. Sekspraatjies voor vrouens. Wat se respek het jy vir jouself? Want jy, kom ek sê vir jy het nie eers respek vir God en dis om jy sulke twaklope kwytraak. Ek het eendag net vir 'n ou in Loederits vertel van 'n ou wat van my iets gesê het. Toe sê hy vir my, ek wil nooit weer hoor, Willem, jy praat dit voor my vrou. Ek het gaatjie in 'n krul. Maar toe ek besef, ek is nog ek kom uit die huwelike goeder van alles gehou, maar toe besef ek die respek wat hy vir sy vrou het en die respek wat hy vir homself het. Jy laat nie toe, maar jy ruk 'n man in sy bek wat oor seks wil sal gesels. Hierdie is fynlyn seksstories. Jy ruk hulle in hulle bekke, want hy disrespek vir jou, omdat hy nie respek vir homself het. Dit sluit ons huwelik alles, mense, ons kan ver gaan met hierdie ding. Respek vir jouself, as man, as vrou van God, en jy praat hierdie goed, jy lieg, jy het nie respek vir jouself. Wat se beelddraer is ek en jy van God, as jy hierdie goed kwytraak? Jy's 'n slegte advertensie vir die koninkryk van God. Jy's 'n slegte advertensie as 'n man of 'n vrou wat gedoop is met die Heilige Gees. Jy's 'n slegte advertensie, jy lieg. Want iemand wat die Gees van die Here binne in hulle het, praat nie hierdie goed. Jy het respek. Ek praat met respek teenoor haar, want sy is 'n kind van die Here. Ek praat met in die babsie respek, want sy is 'n kind van die Here. Selfs met ons hanteer mekaar met respek. Ek praat dit nou. Bekke kan ons daar buitekant, want hier gaan ons nou meer wees wat dit hoor. Bekke kan net so, ek soek die gewildheid. Ek sê dit weer eens. Mense, kom ons neem 'n stand. Moenie gewildheid soek. Kom ons neem 'n stand. En sê, so sê my Here. Want daardie God wat ek liefhet en respekteer, verwag van my, om daardie beeld van hom deur te gee. Hulle gaan nou, ek weet daar baie mense wat jou nou gaan grou, maar iewers, hoor vandag, daardie selfde mense, kom later, want hulle weet daar stabiliteit by jou. Hulle kan met jou kom praat, want jy het opgetree, jy het 'n ding gesê op die naam, en hulle sien daar stabiliteit, so hulle weet, hulle kan met 'n storie kom na jou toe as daar probleme is.
Nou sal hulle stil bly. Hulle sal jou gou, maar hulle sal terugkom en sê, joh, Magda, dankie. Bietjie dankie. Verstaan jy? Hulle sal. Jy het 'n eerbied vir God. Eerbied vir hom, eerbied vir jouself. Hierdie is behoort aan God. Hierdie liggaam, ek het gedog het behoort aan my, voordat die Here ontmoet het. Maar nou behoort hy aan God. Verstaan jy? Dis respek vir jouself. Kom ons gaan aan. Liggaamlike sorg, leef gesond. Verstaan jy, ek praat van liggaamlike sorg. Kyk agter jou man. Kyk na jouself. Want jy kan mos nie so vuile verslons lyk in en verwag of hier kom instap en jy ryk soos 'n drein nie man. Wat se advertensies ons vir die Here? Wat die Here sê, ek sal vir jou sorg. Jo, Here, maar u kyk maar sleg na hierdie een. Nonsens man. Nonsens. Verstaan jy? Mense, ek probeer iets deurgee van hierdie geestelik ook versorg. Wat praat jy net van liggaamlik, geestelik ook versorg. As mense na my kyk man, dan straal die liefde en die vreugde van die Here Jesus uit my uit. Dis geestelik ook versorg. Jy's versorg man. God kyk na die gees en hy kyk na die liggaam. Jy man, dis ons God mense. Dis ons God. Jy sê ek wens hierdie ou kliptafels wil uit ons harte uitkom. Dat ons daai hart van vlees wat die gees van die Here op ons harte skryf en nie die Bybel sien. Moenie net praat oor die Bybel nie. Ek moenie verkeerd verstaan nie. Moenie verkeerd verstaan wat ek sê. Moenie laat die Bybel altyd die ding praat uit jou hart. Die Bybel is ons lig. Net versorg jouself, trek netjies aan. Hierdie halfkal gat. As vrou van die Here, as man van die Here, sorg jy dat jy netjies lyk. Hierdie, wat is hier geskiep en? Ek het geen probleem met dit nie, maar dan trek jy 'n ding boor. Jy kom adverteer nie jou prostituut lyf in die kerk. Jy's nie 'n prostituut nie. Jy's nie hier om manne te verlei of vice versa. Jy's 'n man en 'n vrou van God. So mense moet dit sien in my. Jy kom verlei nie hierso dat jou knoop hierso half oop is en alles wil uitdop hê. Dis nie 'n beeld van God nie. As ons teruggaan, ons wil nou nie in die kloosterloop gaan nie, maar kom, ons gaan terug na ons ou groot mens. Het julle so gesien lewe? Nog nooit nie man. Nog nooit nie. So ons moet dit ook nie toelaat, as kind van die Here, is ons nie 'n struikelblok vir iemand anders, deur ons klere drag en hoe ons vertoon. Nee man. Dan het jy nie respek vir God. Jy het nie respek vir God. Want jy probeer mense laat verlei en val. Hier's meer mense wat met 'n hoergees in hierdie kerk sit. Of in kerke. As wat ons sal besef. Hulle is nie daarvoor goed. Want nou wat die vyand, hy een ding is om te kom vernietig. Is om te kom vernietig. En wie lê daaronder? Huwelike word uit mekaar uitgeruk oor sulke blerrie goede. Kinders is 'n slegte voorbeeld, ouers is 'n slegte voorbeeld vir 'n kind. Môre trek sussie en boetie ook so aan. Want ma en pa wys dit. Nonsens, mense, nooit nie, nooit. Ons is betroubaarheid. Doen wat jy sê jy gaan doen. Dis 'n kind van die Here. Dis iemand wat 'n respek vir homself het. Dit wat ek gesê het, sal ek doen. Ons het nie meer. Ja, ek sal. Het jy al gehoor? Die mense, dit was dan die maklikste ding wat hulle sê. Bid tog vir ons. Dan is dit hierdie rou. Hy was gister, dit is so dronk, so storrig gewees daar by die bar. Maar nou wil iemand dood. Een lê nou in die hospitaal. Bid tog vir my suster. Dit het 'n algemene woord sommer net. Bid tog, want niemand bid nie. Jy bid self vir eers iemand. Jy weet eers wie God is, maar nou is dit 'n gebitterheid. Moenie verlieg man, moenie met God speel nie. Nou is dit 'n gebitterheid. Maar jy het nou vir jou dronk gesuip, nou wat een wil dood, nou moet daar gebid word. Kom jy by die Here en bid vir daai een.
Want bid het nou net 'n ou spreekwoordjie geword. Dis nie 'n werklike bid. Nee, ons sal vir jou bid, jy lieg, maar meeste van die mense bid nie. Hulle lieg. Hulle bid nie vir jou nie. Want dit het net 'n spreekwoord geword. Dit wat jy sê, doen dit. As ons vir die Here gesê het, Here, ek maak my vas as disipel van U. My ja is my ja, my nee is my nee. Here, ek volg U. Dit gaan opdraand en afdraand, maar ek gaan U volg. Verstaan, dis ons woord. As ons gaan sê, ons kyk na mekaar, dan kyk ons na mekaar nie. As ons mekaar ondersteun, dan ondersteun ons, want ek het dit gespreek. Dis een ding wat die ou mense gesê het, ons praat nogal baie, want ons die ou mense gepraat, jou ja, my pa het ook gesê, jou ja, met jou ja, maar Koen het baie pak gekry, maak my helse pak slaag. Deur die jare, oor wat gesê, jou ja is jou ja, jou nee is jou nee. Ons het respek vir dit dat ons gaan aan. Selfaanvaarding, ken jou eie waarde en vriendelikheid. Ek gaan nou nie so vreeslik daaroor uitbrei. Respek vir ander, ons het nog net hierdie stuk. Eerbiedig ander se besittings, outomaties man. Jy gaan nou nie loop steel nie. Luister aandagtig wanneer ander praat. Ons het 'n manier wat ons gedurig mekaar wil interrupt. Luister wat iemand anders praat. Dis respek. Om aan mekaar in te val as iemand anders praat. Wat se respek het jy vir jy wil mos nie regtig hoor nie. Ag, die ander een hoor is jouself. So ons luister wat iemand anders praat. Ek wil hoor wat is jou storie, want ek wil hoor, ek wil by jou hart uitkom. Verstaan, ons wil by mekaar se harte. Dis omgee, dis liefde. So ek wil hoor wat is jou. Maar nou sit ek praat net jy. Verstaan, dis nee man. Betrek mense in jou lewe, dis kosbaar. Maak mense deel van jou lewe. Wees beleef teenoor mekaar. Nie 'n vals beleef. Wie is daai goed is dan volop 'n vals beleef. Môre, hoe gaan dit? Niemand sê regtig wat ek wil weet, hoe gaan dit? Ek wil eintlik hoor by jou, hoe gaan dit, laat ek dit kan verder vat. Dan kan ek nou vir 'n mental op sê, hoe gaan dit met Marie? Dis hoekom ons wil weet, hoe gaan dit? Maar as ons werklik vra, hoe gaan dit? Dan sit hierdie van luister. Ek wil hoor, hoe gaan dit? Hoe gaan dit werklik? Soos daai oom Piet van Keetmans altyd vir my gevra. Het altyd gevra, Willie, hoe gaan dit? Nee, goed om Piet. En jou gesien? Hy wil nie gewoon oor jy het gisteraand gesê, ek gesien jy het gesê. Hy wil weet, hoe gaan dit met jou siel? Want hy is lief vir jou. Hy bid vir jou, hy tree vir jou in. Soos ek vir iemand vra, hoe gaan dit? Dan wil ek nie hoor van almal se stories nie. Ek wil hoor, hoe gaan dit met jou? Want God het my as mentor, miskien ook jou as herder, whatever ook al, vir ons teenoor mekaar. Ek wil hoor, hoe gaan dit met jou? Want ek wil weet, as daar dinge nie lekker is, wil ek saam met jou bid, regtig. Wees eerlik en vir my 'n geskunde. Ek het dit nou net gesê. Moenie laat jou huis gegruwel is. Hoekom is dit belangrik? Dit kweek sterk, gesonde vriendskappe en verminder konflik. Dit kweek sterk vriendskap. Yes, mens, wie in hierdie wêreld is daar nie werklike vriendskap nie. Daar is so weinig wat jy mee kan gaan sit en kuier en jy weet, hierdie is 'n boetie en 'n sussie in die Here. Dis 'n vriendskap. Daar is so weinig. Maar as ons dit kan, hierdie respek vir onsself en vir God, dan kweek dit gesonde gesprek. Want dis 'n gesonde vriendskap. Dit bou vertroue in jouself en jou medemens. Dit bou vertroue in jou eie lewe. Verstaan jy, want God bou ons. God maak ons sterk. Kom ons gaan aan met die laaste een. Dit bewys goeie karakter en waardes. Hoor jy so? Goeie karakter, want ons God plant in ons 'n goeie karakter. Jy kom met 'n slegte karakter en eienskappe uit die wêreld uit. So nou begin kweek hier iets besonders in jou lewe, 'n nuwe karakter,
'n mooi persoonlikheid. Is dit nie wonderlik, mense, om te besef, en waardes. Jy het geen bly die waarde gehad nie, man. Ek praat nie van waarde, en God het ons nog altyd waarde gehad. Ek praat van hy godde, maar verstaan jy as mens het geen waardes gehad nie. Jy het gelewe soos 'n straatding. Ons het nie waardes gehad nie. Ons het gedoen en gesê wat ons wil, het opgetree, mense seer gemaak. Dis mense met geen waardes nie. Maar as God in ons lewe kom, dan kry jy waarde, man. Dan want die Here begin werk in jou. En mense se afbreek en sleg sê, het jou waarde. Jy voel verwoes, man, jou selfbeeld is vernietig. En die Here kom en hy begin bou in hierdie waarde. En jy begin besef, maar ek het waarde in die Here. Want God roep my onmiddellik as disipel. As jy tot redding, so dit gee jou onmiddellik waarde. En jy's onmiddellik opgeteken in die hemel, in die boek van die lewe, so dit het jou klaar waarde gegee. Dis wonderlike goed, man, om te besef, ek het nou waarde, en my karakter word, ek kon nooit gepraat het en nou praat jy, verstaan jou karakter change, van hom na lewe, suur gesig, nou is daar vreugde, blydskap, karakter word, jou verstaan, mense, ek weet nie hoe om, ek borrel mos van die Here, man, ek borrel, want God het my gechange, man, en ek het soveel vreugde en blydskap en dankbaarheid, en wie hoe oud is ek? Kom sê, nie, Zulus om nie, ek is nog in die groei, soos om Koen my maande, Zulus vraag, hoe oud is jy, dan wys hulle weer so, ek is nog bezig om te groei, halleluja, kom ons wys hom so, ja, ek is nog bezig om te groei, en mag ek nooit ophou groei nie, want ek ontdek elke dag iets niets, ek groei, halleluja, man. So, ons kan maar afsluit en afsit. Kom ons sluit af. Wie sal vir ons afsluit en dan kan ons hierna 'n bietjie nog vra of jou opinie gee of so. Dis nou altyd lekker. Dankie Marie. Here baie dankie dat ons vandag weer bevoorreg was hier om 'n klas by te woon. Here Jesus, ek loof en dankie vir die klas van respek wat ons by U begin het, Here, en nou by onsself is. Here, party van ons was baie bevoorreg om in huise groot te word, Here, om hierdie goed te leer van kleins af. En baie van ons was onbevoorreg om hierdie goeders te kon leer. Here, wil U dit maklik deel maak van elkeen se hart wat die woord hoor, en dat dit diep sal insink, Here, en dat dit 'n nuwe wêreld sal wees wat oopgaan vir elkeen. Here, en dat ons ander mense nie van selfsprekend sal aanvaar dat hulle wel die geleentheid gehad het om dieselfde goed te leer as ander nie. Here, maar dat ons uit 'n ander oog en uit 'n ander hoek uit mense sal bekyk en probeer verstaan. Here, en ek loof en ek prys U vir die res van hierdie dag. In Jesus naam, amen. Amen. Daar sê. Ons het nou geleer,